Vriende, mag ek begin deur vir jou te sê, baie hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Dit is die 24ste Januarie van die jaar 2021. En is vir my 'n voorreg om vir jou baie welkom te sê hier in ons teenwoordigheid. Ja, of dit nou oggend by jou is en of dit aand by jou is, wanneer jy ook al na hierdie diens kyk, dit is regtig 'n voorreg om so saam in die Here se teenwoordigheid te wees en regtig saam bewus te wees ook van sy hierwees by ons. En daarom is dit so lekker om vir jou baie hartlik welkom te sê. Ek sou graag wou gehad het dat julle nou na mekaar toe moes draai en vir mekaar waai of iets doen soos wat ons gebruiklik doen. Maar in die lig van die inperkinge en in die lig van die groter risiko in hierdie vlak wat ons nou het, is dit tog goed dat ons weet dat ons in hierdie dae aan mekaar dink. Ek het iets daarvan beleef ook in die tyd wat ek siek was en daarom weet ek, dit is kosbaar dat mense soveel moeite doen, juis om na mekaar uit te reik en ook hulle omgee met mekaar te deel. Nou, ek gaan later, aan die einde van die diens, gaan ons 'n klompie verjaarsdae wys. Hierdie week is daar weer 'n hele klomp verjaarsdae. Ons wil sommer nou al vir almal wat gaan verjaar baie hartlik geluk sê. Ook as daar huweliksherdenkings is, mag die Here regtig vir julle seën ook in hierdie tyd. Ons gaan ook 'n klompie name wys van hulle wat siek is, van hulle waarvan ons bewus is. Ons weet ook dat daar mense is waarvan ons nie bewus is nie, wat spesifiek dalk met die COVID-19 virus gekonfronteer word. Ons gaan later ook aan hulle dink in ons gebede. Maar kom ons word stil, dan raak ons bewus van God en van sy teenwoordigheid ook vanoggend in ons midde. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ek groet julle. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees van God ons Vader, van die Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons begin dan, sing ons 'n lied saam. Jy kan sommer net daar waar jy voor die rekenaar of die televisie of die selfoon is, heerlik saam sing. Dit is so dat in moeilike tye ons soms nie daaraan dink om te sing nie. Nie daaraan dink om die Here te loof nie. Maar ek wil jou vanoggend juis uitnooi en sê, ons as kinders van die Here het baie rede om die Here te loof. Daar is soveel dinge waarvoor ons nog die Here kan dankbaar wees. Kom ons loof hom vanoggend ook met hierdie lied wat juis vir ons sê, as ons dink oor wat met ons gebeur, dan het ons nog rede. Daarom kan ons die Here te midde van alles nog steeds loof. Kom ons sing hierdie lied met die titel Daarom. Is my lewe, ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my woed met brute krag. En as ek val, is U by my.
jy tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my. U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met skare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met skare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Dit is heerlik om die Here so te loof. Ek hoop dat jy dit saam gedoen het, of ten minste saam geniet het. Voordat ons saam uit die Here se woord gaan lees, kom ons raak stil. Ewige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus, Here, ons wil vir U dankie sê vir die voorreg wat ons het om in hierdie oomblikke ook by U te kom stil word. Ja, Here, ons het sedert verlede jaar 'n klomp veranderinge beleef, nie net in ons alledaagse lewe nie, maar ook rondom kerkwees en rondom hoe ons lewens moet inrig. Maar dankie Vader dat ons nou by U mag kom stil word. Dankie Here dat ons U teenwoordigheid saam mag beleef. En dit is my gebed, Here, dat U in ons saamwees vanoggend met ons gaan praat. Dat ons in ons saamwees U teenwoordigheid gaan voel, maar ook, Here, dat ons U stem duidelik sal hoor. Here, in die tye waarin ons lewe is daar baie stemme. Ja, sommige is net 'n geraas op sosiale media. Ander stemme maak aanspraak daarop dat ons moet luister. Maar Here, ons het die behoefte om vanoggend na U te luister. En daarom bid ons dat U ons ore sal kom oopmaak. Dat ons sal hoor wat dit is wat U vir ons wil sê. Seën daarom nou ons saamwees, Here, as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. Ek het tog gedink ek moet net ter wille van ons kinders dit noem. Kerkmuis is nog 'n klein bietjie met vakansie. Ons sal heel waarskynlik volgende week weer vir Kerkmuis terug hê hier by ons. Die laaste wat ek gehoor het, geniet Kerkmuis die vakansie saam met die familie en ons sien uit daarna om van volgende week af weer vir ons kinders spesiaal ietsie te bring. Vriende, ek wonder of jy dit agtergekom het. Dat sedert die inperkinge begin het, was dit 26 Maart verlede jaar, het veral die sosiale media 'n baie besige plek geword. Ek onthou dit nog so goed, hoe dat mense, eenvoudig amper in 'n behoefte om hulle self net uit te druk, in 'n behoefte om net iets te sê, regtig net begin het om sosiale media te oorstroom met opmerkings. Ons kon amper nie wag om op 'n donderdag aand iets te hoor van die president of van die coronavirus komitee nie, of mense het onmiddellik weer hulle gewend tot sosiale media. Daar het omtrent nie 'n ding gebeur nie, of dit was op sosiale media. Die nuus kon nie voorbly
om vir ons vars en nuwe nuus te bring nie, want alles is bespreek en in detail bespreek op sosiale media. Ek weet ek het op 'n stadium die opmerking gemaak, dit lyk vir my of mense, omdat hulle nie meer daardie natuurlike ruimte het om by die werk ietsie met 'n kollega oor 'n koppie tee te bespreek nie, of dalk Vrydag of Saterdag aand rondom 'n vuurtjie sommer met mekaar te praat oor al die dinge nie, het mense hulle eenvoudig gewend tot sosiale media. En meeste het aanspraak gemaak daarop dat dit waarmee hulle besig is, hierdie opinie wat hulle uitspreek, dat dit 'n geweegde opinie is, dat dit waarde het, dat ons daarna moet luister. So het ons soms positiewe dinge gehoor. So is ons op hoogte gehou van die stand van sake, maar moet ek dit ongelukkig sê, so is 'n klomp negativiteit en 'n klomp kwaadwilligheid ook onder mense versprei. So is daar leuns versprei, soos nou weer rondom of die inentings nou veilig is of nie. Of daar een of ander verskuilde agenda by die regering is waarom die inentings gedoen moet word, al dan nie. Ek het oor dit alles nagedink en maar net weer onthou dat die Bybel juis ook praat oor hierdie tyd, oor hierdie omstandighede waarbinne ons onsself bevind. 'n Tyd waarin daar 'n klomp stemme opgaan. En ek wil vanoggend eintlik maar net met jou deel, dit wat ek die afgelope week ook in my besig wees met die woord van die Here, myself afgevra het, en dit is, hoe moet ek en jy as gelowiges in 'n tyd soos hierdie leef en optree? En dit het my gebring by Jakobus 3. En ek wil graag vir ons daar 'n paar verse lees. My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie. Want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamdeeltjie en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol onreg. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van geboorte af tot dood toe aan die brand en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip en swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vervloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit een oog vars en brak water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n wingerdstok vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Vriende, Jakobus skryf hierdie brief. En dan kom hy hier by 'n baie belangrike saak. 'n Saak wat
ek net die afgelope week weer besef het, ons dalk 'n keer eerlik moet wees met mekaar. Ek onthou dat ek al by geleentheid oor 'n soortgelyke tema gepreek het. Maar dit is tog asof die tyd waarin ons lewe ons noodsaak om miskien juis weer opnuut hieroor na die wil van God te vra. Vriende, in 'n tyd waarin mense hulle self die reg toeëien om te sê wat hulle wil. In 'n tyd waarin mense al hoe meer begin voel dat hulle bemagtig is om standpunt in te neem. En kan ek dit maar sê, sosiale media baie keer 'n platform skep waar ek anoniem of onder 'n skuilnaam iets kan sê. Moet ek en jy dalk terugkeer na die Bybelse beginsel en vra, hoe wil God hê moet ons dit hanteer? Hoe wil God hê moet ek praat en hoe wil God hê moet ek hierdie klein instrumentjie in my mond, naamlik my tong, uiteindelik gebruik? Ek het dit raak gelees en daaroor nagedink en dit ook geklankbord teen die woorde van Jakobus 3. En ek wil uiteindelik op die punt kom waar ek en jy vanoggend vir mekaar moet sê, wanneer ek gereed maak om iets te sê, het sy in persoon, het sy op sosiale media, het sy met my naam onderaan geteken, of anoniem, of onder 'n skuilnaam, is daar uiteindelik, lyk dit vir my, 3 vrae wat ek moet vra. Daar is 3 dinge waaraan hierdie uitsprake of hierdie opmerkings van my moet voldoen, anders moet ek dit dalk heroorweeg. Want sien, dit is die probleem met dit wat ons sê. Dit is soos om water uit te gooi. Wanneer ek dit uitgegooi het, kan ek dit nooit weer terugkry nie. So is my woorde. En daarom is dit dalk so belangrik dat ek en jy vir onsself moet afvra, moet ek nie 2 keer dink voor ek praat nie? Want as ek iets gesê het, dan kan dit nie ongedaan gemaak word nie. Ag en vriende, ons het dit al so dikwels gesien by die politici en by leiers. Hulle sê iets, hulle vat 'n mikrofoon en staan op 'n verhoog en maak 'n uitspraak baie keer juis op daardie punt wat hulle afwyk van hulle notas af. En hulle maak 'n uitspraak en dan môre en oormôre is dit die verantwoordelikheid van die woordvoerder om dit wat gesê is net reg te interpreteer. Ek wil vir jou sê, ek persoonlik is moeg daarvoor dat mense se woorde herinterpreteer moet word. Ek is moeg daarvoor dat mense iets sê en as dit wat hulle gesê het dan uitgewys word as onvanpas, om dan lang verduidelikings te gee. En daarom wil ek begin deur miskien sommer hier net vir jou te sê, voordat ek en jy ons mond oopmaak, is die heel eerste belangrike vraag wat ons dalk moet vra, is dit die waarheid? Ek hoor iets, ek lees iets, ek neem iets waar, is dit die waarheid? Of is dit dalk my waarneming? Of is dit dalk iemand se waarneming van iets anders en daarom is dit sy getuienis? Is dit waarop ek nou gaan reageer, die waarheid? Jakobus sê,
Ons moet baie versigtig wees om nie almal leermeesters te wees nie, want leermeesters word strenger beoordeel as ander. Vriende, as ek en jy iets sê, dan moet ons bereid wees om daarby te staan. Ek het al vir sommige mense vertel, ek kan nie onthou of ek dit al in 'n preek wel genoem het nie. Maar op 'n stadium in een van die gemeentes waar ek gewoon het, en ek wil doelbewus nie sê waar nie, was daar 'n spesifieke oom. En by geleentheid was ek in sy geselskap, waar hy die opmerking gemaak het in 'n gesprek, iets wat ons bespreek het, dat hy dink, en toe gee hy sy mening. 'n rukkie later, daardie selfde dag, kom ek by 'n ander plek, en heel toevallig is hy daar, en heel toevallig is die gesprek wat aan die gang is met die paar mense daar, presies die onderwerp wat hy vroeër die dag oor gepraat het. En toe maak hy die opmerking, ek hoor, en hy sê woord vir woord, dit wat hy vroeër gesê het. Met die verskil, dat hy nie weer sê, ek dink nie, maar die keer sê, ek hoor. Nou mag jy dalk vir my sê, wat is die verskil? Wel, die verskil is net, as ek iets dink, dan is dit Anton se opinie. En dan mag mense sommer net daar hierdie opinie beoordeel en sê, hy weet nie waarvan hy praat. Hy is 'n predikant. Hy moet hom uithou uit die politiek, hy moet hom uithou uit finansies, hy moet hom uithou uit landbou uit, hy moet hom uithou uit 'n klomp dinge. As hy sê hy dink, ek kan nie waarde heg aan sy opinie nie. As ek egter sê ek hoor, dan verander dit die situasie. Want ek kon dit gehoor het by 'n spesialis. Ek kon dit gehoor het by iemand wat regtig gesaghebend oor hierdie onderwerp kan praat. Verstaan jy nou die verskil? Verstaan jy nou waarom dit so belangrik is, of ek dit wat ek gaan vertel, as die waarheid kan vertel, verkieslik iets wat ek met my eie oë gesien, of self beleef het. Nou op die oomblik word die media redelik gebombardeer met 'n klomp teorieë. Ag, alles is skielik 'n sameswering, en ek verwys sommer na dit wat ons in die media lees oor wat in Amerika gebeur het rondom die verkiesing. Ek dink sommer aan dit wat gesê word rondom China se invloed op die hele COVID-19 pandemie. Ek dink sommer aan die gesprekke en die spekulasie rondom entstowwe. Ek weet nie hoe ons die waarheid oor alles gaan bepaal nie, maar as ek en jy nie die waarheid van iets kan bevestig nie, dan het ons eintlik niks daaroor te sê nie. Kan ek maar vir jou sê, dit is soms met hartseer, dat ek op sosiale media moet sien hoe mense oor byvoorbeeld besighede, sommige van hulle klein besighede, wat in 'n oorlewingsstryd gewikkel is, praat en skryf. Snedige dinge, lelike dinge. Dinge wat dikwels begin met die woorde, my vriendin sê, dat haar vriendin se suster se man ook so 'n belewenis gehad het. Is dit die waarheid?
Of maak ek staat op iemand anders se interpretasie van daardie situasie? Is dit die waarheid? Want as dit nie die waarheid is nie, vriende, dan moet ons dalk begin en sommer vir mekaar sê, ek het 'n lekker storie gehoor. Dan weet mense om geen waarde daaraan te heg nie. Dan weet mense dat hulle nog altyd daardie besigheid of daardie persoon kan ondersteun, want dit wat ek vertel het was sommer net 'n storieetjie. Is dit die waarheid? Die tweede vraag, waarmee ek en jy dalk dinge moet beoordeel, dit wat uit ons mond uit sê moet beoordeel is dit opbouend? Dra dit by tot die lewe van die luisteraar, van die hoorder? Is dit opbouend teenoor die persoon van wie ek dit vertel? Ek onthou dikwels ek al in 'n situasie was, en is nooit lekker nie, en is dikwels regtig ongemaklik, dat jy instap in 'n gesprek en dan hoor jy iemand word bespreek. Ek maak 'n punt daarvan om of weg te loop of iets positief te probeer sê. Ek wil nie in so 'n gesprek wees nie. Want net deur daar te wees, word ek dalk geassosieer met die opinie wat daar uitgespreek word, en ek wil dit nie hê nie. Trouwens, ek stap ook nie sommer net graag weg nie, want ek wil nie hê dat mense onnodige negativiteit oor iemand versprei nie. En daarom sal ek gewoonlik graag wil reageer met sê, maar dis nie my belewenis nie. My belewenis van hierdie persoon is dat hy hulpvaardig is. My belewenis van hierdie persoon is dat hy bereid is om moeite te doen. Dalk het jy net 'n slegte negatiewe ondervinding gehad. Vriende, is dit wat ek en jy sê opbouend? Help dit om uiteindelik die persoon wat daarna luister beter te laat voel? Kom ons gebruik gou COVID-19 as 'n voorbeeld. As iemand vir jou sê dat hy bekommerd is daaroor, hoe gaan jy reageer? Wel, een manier om te reageer is om te sê, ja, nee, kyk, hierdie is 'n gevaarlike ding. Ek ken handevol mense wat dood is. Was dit wat jy gesê het die waarheid? Ja, heel waarskynlik is dit die waarheid. Maar was dit opbouend? Kan jy daar wegstap en vir jouself sê, ek het my vriend, ek het hierdie persoon nou soveel beter laat voel oor sy omstandighede? Ek twyfel. Inteendeel, jy het dalk 'n bekommerde mens nou 'n beangste mens gemaak. En ek kan nie anders nie as om dit wat in my gedagtes opkom, amper vir jou te vra, het dit nou gehelp? Sien vriende, wat ek agterkom is dat mense baie keer dinge sê, nie om iemand anders beter te laat voel nie, maar om hulle self te laat beter voel. En ek het dit eendag gelees, dat iemand geskryf het, jou liggie skyn nie helderder as jy iemand anders se liggie doodblaas nie. Het jy dit opgemerk? As jy 2 kersse in 'n kamer aansteek, en jy blaas die een dood, dan raak die ander een nie helderder nie. In 'n tyd waarin ons mense sê wat hulle wil en skrywe wat hulle wil en maak wat hulle wil, is die vraag, bou ons mekaar op? Of vertrap ek jou sodat ek beter oor myself kan voel?
As iemand vir jou sê, ek is nie seker of hierdie das regtig by my pas nie. Hoe gaan jy reageer? Of gaan jy dalk maar net reageer en sê, weet jy, ek weet nie, maar daai kleur is definitief nie my kleur. Het jy my dan opgebou? Of het jy jouself net laat beter voel? Vriende, as ek en jy ons hand waag aan die sleutelbord om op sosiale media iets te sê, as ons by 'n plek opdaag in 'n geselskap kom en ons wil ons opinie gee, dan moet ons seker maak dis die waarheid en die volle waarheid. En ons moet seker maak dat dit die mense rondom ons gaan opbou en nie afbreek nie. Maar daar's 'n derde vraag wat ek wil hê jy moet vra, en dit is dit nodig? Is dit nodig? Sien vriende, hierdie vraag lê baie naby by die tweede ene, by die opbouende ene, want ja, soms staan ons daar en dit is so dat dit wat ek wil sê opbouend bedoel word. Die vraag is dit nodig? Kan ek eerlik sê dat dit wat ek nou gaan sê in liefde bedoel word? Ek het dit net nou genoem. Die vraag is, gaan dit my laat beter voel of gaan dit jou regtig help? Is dit nodig? Net omdat dit gesê kan word, net omdat dit die waarheid is dit nodig? Is dit regtig in die beste belang van iemand om altyd die volle waarheid met hom te deel? Kom ek gebruik maar 'n ou ongemaklike voorbeeld. As ek vanoggend vir jou sal sê, "Sjoe, ek sal definitief moet in die nuwe jaar na my gewig kyk." Nou die waarheid toets wil ek nou liewer nie oor iets sê nie. En die opbouende deel, verseker sal dit opbouend van jou wees om te sê, Anton, dit kan jou net goed doen. Jy sal beter lyk, jy sal beter voel, jou gesondheid sal daarby baat. Natuurlik is dit opbouend. Is dit egter nodig? As ek nou al reeds te neergedruk voel, is dit nodig? As ek nou al reeds nie 'n goeie dag gehad het nie, is dit werklik nodig dat die waarheid en die opbouendheid nou met my gedeel word? Vriende, ek lees weer Jakobus 3 en ek besef net dat dit nie maklik is om dit wat uit hierdie mond uitkom te beheer nie. Want ons raak kwaad. Kan ek dit anders stel? Ons is kwaad. Hierdie hele pandemie, hierdie hele tyd van inperking, hierdie hele afgelope feitelike ronde jaar, waarin ons nie kon maak wat ons wil nie, waarin ons lewens omvergewerp is, het ons klaar kwaad. En daarom, as ek in 'n plek instap, en dit lyk net of die diens my nie aanstaan nie, is ek kwaad, en wil ek sê wat ek wil sê.
Die Engels het hierdie mooi uitdrukking om te sê, I gave him a piece of my mind. Ek het hom gesê. En ek voel beter. En net ek voel beter. Dit mag die waarheid wees. En dit mag met die mooiste bedoelinge opbouend wees. Is dit nodig? Is dit nodig om mense wat dalk reeds swaar leef, of wie die wêreld en die wêreldse probleme alreeds op hulle skouers druk? Is dit nodig dat ons hulle verder vertrap? Jakobus sê nee. Beheer jou tong. Dis 'n klein vuurtjie wat 'n hele bos aan die brand kan steek. Jou een onsinnige opmerking op sosiale media kan die einde beteken van 'n besigheid. Jy het daaraan gedink? Jou onsinnige opmerking, jou skertsende opmerking kan die einde wees van iemand se huwelik. Jy het daaraan gedink? Jou opbouende negatiewe opmerking kan 'n kind wat alreeds sukkel met sy of haar selfbeeld finaal knak. Is dit nodig? Want as dit nie nodig is nie, hou dit vir jouself. Sluk dit in. Kom daaroor. Jy gaan niks verloor nie. Maar net dalk gaan jy iemand se lewe verander. Vriende, dit lyk vir my, uiteindelik is dit waaroor ek en jy moet praat, die heerlikheid van God. As ek en jy in hierdie chaosvolle wêreld dan niks anders kan sê nie, kom ons praat oor die heerlikheid van God. Kom ons praat oor die trou van die Here. Kom ons herinner mekaar aan God se liefde, aan die feit dat hy by ons is. Kom ons bemoedig mekaar. Ek mis dit op sosiale media, dat mense mekaar meer bemoedig. Kom ons gebruik ons tong vir iets positief. As mense negatief is, kom ons vergeet van al die opbouende dingetjies wat ons kan sê, en ons sê net vir mekaar, die Here het jou gemaak. Jy's special. Jy's uniek. God maak nie foute nie. Ons het in ons mond 'n wapen. Dit staan ook hier. Daardie wapen kan mense bou of mense breek. En vriende, dit maak nie saak hoe ons lewens is nie. Dit maak nie saak hoe gefrustreerd jy is nie. Dit maak nie saak hoe te nagekom jy mag voel nie. Nooit het jy die reg om met jou tong iemand anders te vertrap nie. Nooit nie. Kom ons gebruik ons tonge om die eer van God te besing. Kom ons gebruik ons tonge om oor God se heerlikheid te getuig.
En voordat ek en jy weer gaan sit by die rekenaar of by die selfoon, voordat ons weer 'n stuk negativiteit die wêreld instuur, kom ons vra onsself die vraag af, is dit eerlik? Is dit die waarheid? Is dit opbouend? Is dit nodig? En dalk die vierde een, is dit tot eer van God? Word sy heerlikheid weerspieël in dit wat ek nou gaan sê? As dit nie aan daardie 4 dinge kan voldoen nie, vriende, hou dit vir jouself. Anders berig dit net skade aan. Anders maak dit net seer, anders vernietig dit net. Anders dien dit geen doel nie. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, Here, as ons vanoggend hierdie gedeelte in U woord lees, dan weet ons, Here, ons self verskuldig. Ons praat baie keer sonder om te dink. Ons praat baie keer met goeie bedoelinge, sonder om daaroor te dink of U liefde straal uit dit wat ons sê. En so, Here, kry mense seer, so word hulle vernietig en vertrap onder ons woorde. En daarom, Here, wil ek nou bid, help vir ons. Help ons om te let op dit wat ons sê. Help ons, al waarsku Jakobus ons ook, dat niemand dit nog kon regkry nie. Help ons om ons tonge so in toom te hou, Here, dat ons U liefde uitstraal. Dat ons mense beter agterlaat as wat ons met hulle begin het. Help ons, Here, om altyd die waarheid te praat. Om altyd opbouend te praat. En om net te praat wat nodig is. Vader, ons kom bid vanoggend ook vir hulle wat siek is. Daar's regtig mense wat baie siek is. Ons dink aan hulle, Here, wat geliefdes aan die dood afgeslaan het, en ons dink in besonder, Here, aan hulle wat nie eers in hierdie tye behoorlik kan afskeid neem. Here, ons wil bid vir hierdie COVID-19 pandemie. En ons wil bid dat U ons genadig sal wees. Dat U ons sal bewaar, Here. Ons wil bid vir ons land. Here, daar is 'n groot negativiteit ook oor ons land en ons regering. En ja, ons voel dat dit geregverdig is omdat ons die foute sien. Omdat ons hoor van bedrog en diefstal en waarskynlik word daaraan niks gedoen nie. Ons wil vanoggend, Here, ons land en sy leiers aan U opdra. En ons wil bid, Here, dat U vir hulle die nodige integriteit sal gee. Die nodige waagmoed om die regte ding te doen. Vader, ons kom tree in vir groot dele van ons land wat gebuk gaan onder die droogte, terwyl daar ander dele is wat geraak word deur vloede en oorstromings. Ons wil kom bid, Here, vir die druiweoes wat begin het. Ons bid U seën, Here, vir die tafeldruiwe en ook die ander produkte wat reeds ingesamel kan word. Ons bid ook, Here, vir die druiweoes, die wynoes. Ons weet daar is 'n groot stuk bekommernis ook oor die verbod op wynverkope en hoe dit uiteindelik ook die markte en alles gaan beïnvloed.
Here, U weet dat dit ons lewensaar is. En daarom pleit ons ook vir U vir hulp. Ons wil kom bid, Here, vir ons onderwysers, ons skoolpersoneel wat gereed maak vir die skole wat eersdaags gaan begin. Ons wil bid vir ons kinders, Here, in besonder hulle wat ook ander toestande onderlede het, vir wie die skool vreesaanjaend is, en die risiko baie hoog. Ons bid daar vir wysheid en U bewaring. Dankie, Here, dat ons nood by U kan kom neersit. Dankie dat U ons God is, en dat ons weet dat U vir ons sorg. Amen. Vriende, ek nooi jou om saam met my gou te kyk na hierdie komende week se verjaarsdae, dan ook na die lys van siekes. Onthou ook om te bid vir hulle wat dalk siek is van onder andere COVID-19, waarvan ons dalk nie eers bewus is nie. Kom ons dra hulle ook aan die Here op. Nadat ons dit gekyk het, gaan ons afsluit. Ek het tog gedink, ek wil afsluit vanoggend met die oorwinningslied. Hoekom? Wel, omdat die oorwinningslied hierdie pragtige refrein het, wat sê, loof hom, prys hom, halleluja. As ek en jy niks anders het wat positief is, as ons niks anders goed het om te sê, kom ons loof dan die Here, kom ons praat dan oor die Here, kom ons verheerlik hom met ons stemme. Kyk saam met my die afkondigings, daarna loof ons die Here met die oorwinningslied.
sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuil en hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basuine, slaan op dromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. 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 Vriende, op daardie lofnoot ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Nou, tot in alle ewigheid. Amen.